Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons herder, ons Here. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe bevoorreg het ons dit nie om hier in Suid-Afrika regtig God se woord oop te kan maak, daar te kan praat, dit te kan deel met vriende. Weet jy, ons hoef dit nie eens weg te steek nie. Maar wat vir my so hartseer is dat ons dit wil wegsteek. Dit is asof ons soms ons skaam daarvoor, dat ons nie wil hê die mense moet weet van Jesus, of laat ons Jesus volg nie. Dit is so hartseer. Maar ja, daar gesê, daar gestel. Vriende, ek wil met ons gesels oor vergifnis. Ja, nee, dit is 'n werklikheid. En weet julle, ons moet vergifnis 'n werklikheid maak. Ons kan nie na ons almagtige Vader toe gaan en ons sondes by hom te gaan bely en vir hom te vra om ons te vergewe, as ons nie ook die vergewe wat teen ons oortree nie. Ek lees vir ons in Kolossense 3 vers 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Sien vriende, in die eerste plek is dit 'n opdrag. Dit is 'n opdrag dat ons moet vergewe. Ja, ek weet ons sit met daai ding, ja, ons gaan vergewe, maar ons kan nie vergeet nie. Hoe? Dit is 'n verskriklike een daai want dan het jy mos nie regtig vergewe nie, want dan loop jy mos nog steeds met daardie wrok of wat ook al daardie persoon in jou gedoen het. Loop jy mos steeds met dit in jou hart rond. Sien vriende, kom ons kyk vandag na ons hart as 'n tuin. En weet julle, in daardie tuin bewerk Jesus Christus die grond. En sy woord is die water van die lewe. Jy laat hom toe om te plant en daardie dinge uit te haal wat nie goeie vrug dra nie, of glad nie eers goed is of aanneemlik is vir hom nie. Hy is die tuinier. En vriende, ons kan daardie ding van vergifnis en as ons ook teen iemand anders skade gedoen het, kan ons uiteindelik daarna kyk soos voetspore. Voetspore wat jy in die grond los, as dit nat is, of op die seestrand. En ja, vriende, soms gebeur dit dat daar waar jy daardie voetspore partykeer gelos het dit iemand seer gemaak. En ook andersom, is daar mense wie se voetspore jou seer gemaak het. Ons sien, daarom is die eerste boodskap in ons harte moet wees vergifnis. So baie mense moes vergewe, maar ek moes ook ander vergewe het. Ons is nie almal engeltjies nie, ons almal maak foute. En is dit nie lekker as daardie persoon wat jy gegrief het of 'n fout teenoor gemaak het, na jou toe kom en sê, weet jy wat, kom ons los dit, kom ons vergewe dit en kom ons beweeg aan. Maar dat jy nie beter voel nie. En net so ook, met ons elke een ook daardie vergifnisgesindheid het. Ons sien, onvergewensgesindheid is soos 'n onkruid in die tuin, wat al die blomme toerank en wil versmoor. Hy drink die meeste water, hy eet die meeste kos, hy wil die vinnigste groei. Hy bedek soms alles wat mooi is. Is dit regtig hoe ons wil lewe? Is dit regtig hoe ons die boodskap oor wil dra aan ons vriende, ons geliefdes? Of wil ons vir hulle eerder die boodskap oordra van hoe Jesus was? Ons weet almal wat Jesus gesê het op waar daardie kruis is. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Net daar kan ons sien, daai liefde, daai omgee van ons Here, die een wat ons volg, die een wat ons probeer om so te wees soos hy. Maar ek weet ons almal sukkel om daarby uit te kom. Julle sien vriende, een van die eerste dinge wat Jesus ons geleer het, was om te vergewe. Jy sien, jy is kwesbaar en feilbaar. Maar die mense met wie jy te doen het, is net so kwesbaar en feilbaar. Niemand van ons het pansers aan wat dit kan afkeer nie. Sien vriende,
Vra die Here vandag om vir jou te wys waar jy iemand moet vryspreek en waar jy hom moet vra om daardie voetspore van jou hart af weg te was. En mag vergifnis in jou hart vandag en vir altyd 'n werklikheid word, sodat jy regtig daardie voorbeeld kan stel en daai voorbeeld kan wees. Hoe om mens moet vergewe en vergeet. Is dit nie lekker om in liefde en harmonie saam te leef as om die hele tyd gebombardeer te word en bombasties te wees of net lelik te wees nie? Ek meen, is ons lekker om by mense te kom wat altyd vriendelik is met jou en ja, jou altyd hartlik innooi en jou groet, as vir daardie een wat jy so aankyk asof wie ietsie jou daar by die deur ingedra het, of as jy by 'n vertrek instap en ewe skielik is alles doodstil, al die oë is op jou. En vriende, ek dink ons is almal baie bekend met daarin. En dan wil jy sommer net daar omdraai of in 'n kleinste gaatjie wat jy kan kry is, wil jy in verdwyn. Maar dis die lewe. Kom ons wees daardie ene wat daai man se hand of daai vrou se hand gaan vat, wat probeer soek vir 'n gaatjie. Ons gaan vat daai hand, ons staan op en ons sê, kom man, jy is ook welkom hier. Kom ek wys vir jou 'n bietjie van Jesus. Ek dink as ons almal net 'n bietjie van ons verlosser kan wys, weet julle, sal hierdie wêreld so 'n beter plek wees. En ja, vriende, weet julle, ons moet die woord leef. Ons moet nie net die woord lees nie, maar ons moet dit ook leef. Net om terug te kom oor ons Skepper Jesus Christus. As hy die tuinier in ons harte is en hy al uit wat vieslik en lelik is. En weet julle, hy begin sy vrug plant en ons almal weet wat is sy vrug. Sy vrug is goedheid, guns, liefde, genade, selfbeheersing. En al daardie dinge begin wortel skiet en begin vrug dra. Weet julle, hoe meer vrug dit gaan dra, gaan daar nie plek wees vir onkruid nie. Want dan gaan dit gesonde grond wees waarop net val wat vrugbaar is en wat vrugbaar kan word en kan dra. Dit is ons Here se woord. En vriende, soos ek nou gesê het, dat die woord leef in ons. Ons lees in Jakobus 3 vers 9 tot 10. Met die tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. En vriende, kom ons probeer regtig om regtig te lewe soos wat die woord vir ons sê. En ja, kom ons dink voor ons praat. En ons besef, weet julle, as ons iets met iemand gesels, of op hom wil gil, of hom wil vloek, of hom wil afknou, laat ons net besef, weet jy wat, die Here het daardie persoon ook gemaak, né? Die Here het daardie persoon ook lief, hy is ook 'n kind van God. God het ons almal gemaak. Ek dink, as ons daai 5-second rule dalk kan gebruik, voordat ons tonge vrye teels gee, is om net daai 5 sekondes te vat, as iemand jou nou 'n aaklige woord toegedien het, of iets, net 5 sekondes te vat, net om te dink voordat jy weer gaan antwoord. Net daai wagperiode in te sit, en dan vra, Here, hoe antwoord ek hierson? Sodat jy nie weer in daai struiktrap van die vyand om jou te laat vloek en skel en ja, buite jouself te wees nie. Want vriende, weet julle, woorde is soos dolke. En as daardie lelike woorde eers op die grond geval het, of in die ore ingeval het, en dit is in die hart, hoe nou? Wat maak jy nou? Ek meen, daai woord het afgebreek en seer gemaak. En dan, wat se kant toe? Wat gaan jy maak? Ja, vriende, wat gaan ons maak met daardie woorde? Wat al klaar skerp genoeg was om seer te maak en in te dring. Ek dink maak vrede met daardie woorde wat klaar gesê is, en laat dit gaan. Fokus dan daarop om van nou af woorde te spreek wat lewe bring, en sê jammer as jy moet. En sien, wanneer ons sondes teen die Here bely, vergewe hy ons, tensy ons ook die ander vergewe wat teen ons gesondig het. Ons kry egter ook die geleentheid om reg te maak met ander. En jy sien, jy kan vandag na die telefoon of enige ander kommunikasiemiddel wat jy het, jou selfoon, jou WhatsApp, reik om vir iemand te sê, jy is verskriklik jammer oor wat jy gesê het. En ja, vriende, weet julle, dit is asof jy 'n las van jouself, van jou eie skouers afgooi. Jy sien, selfbeheersing
is 'n vrug van die Heilige Gees. En as daar plek is vir daardie vrug om te groei in jou hart, as Jesus daai onkruid begin uitspit, mense, wat 'n lewe kan ons nie lewe nie, om so te vol van die Heilige Gees te lewe in sy vrug, wat 'n wag voor ons mond hou, wat ons laat dink voordat ons praat, en dat ons mense seën in plaas van verskeer en beledig, dat ons regtig hierdie wêreld gaan wys hoe Jesus lewe, deur ons wat sy volgelinge is. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie. Weer eens vir hierdie woord wat ons kon gelees het. Here, dankie dat ons kon gehoor het hoe ons harte moet reinig. Here Jesus, dankie dat U die tuinier is. Dankie dat U kom uitpluk, Here, en pluk uit wat daar nie hoort nie, wat daar in ons harte is, Here, wat nie vir U aanneemlik is nie. Pluk dit uit, Vader, sodat daar net plek kan wees vir U woord en vir die vrug van die Gees, sodat ons waarlik 'n vrug kan dra, Here, en dit ook so kan uitstraal vir mense om ons. En Here, waar ons 'n onvergewingsgesindheid het, Vader, wil U nie ons daar ook help om regtig te vergewe soos wat U vergewe nie, en te vergeet, Here. Heilige Skepper, dankie dat ons met ons swakhede na U toe kan kom en regtig by U kan stil word en U kan vra, Vader, help ons daar waar ons swak is. Versterk ons, Here, sodat ons al hoe meer en meer soos Jesus kan wees. Vader, ek dank U daarvoor in die grootste naam wat ek ken, Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, my naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. Ek is ook deel van die JCRMTS familie. As julle enige gebed of berading of enigstens iets nodig het wat ons mee kan help, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.